Nuus vanaand, stormweer in die Wes-Kaap rig miljoene rande se skade aan kraginfrastruktuur aan. 11 persone is aangekeer na 'n klopjag op 'n plaas in Swartruggens in Noordwes waar 'n dwelmlaboratorium ontdek is. En die Springbok afrigter Rassie Erasmus wys 40 spelers aan vir 'n beleidingskamp volgende week in Kaapstad. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die geraamde koste om elektrisiteitsinfrastruktuur wat weens stormweer in Kaapstad vernietig is te herstel, beloop na verwagting miljoene rande. Die burgemeester van die stad, Jordan Hill Lewis, sê duisende bome het in die stormsterk wind omgewaai, waarvan baie op elektrisiteitskabels geval het. Kaapstad gee tans aandag aan sowat 5000 voorvalle van kragonderbrekings. Dit was een van die ergste storms wat die stad in onlangse jare ervaar het. Dit word ook beskryf as een wat groot verwoesting meegebring het. Met beter weer wat vir die volgende paar dae voorspel word, is alle pogings nou gefokus op opruimings en herstelwerk. Je kan zien, daar is in het gat tussen die water, daar gegaan het, er staan ook gaten in de grond in. En mensen zijn eigenlijk bang, because die water het amper tot op je stoep gekomen. En het is eigenlijk, zij is eigenlijk bang. Verstaan? Because hy het eintlik amper siek geword. Hy het vir hom seer gemaak. Hoe gaan jy nou uit met die kind? Because jy is nie hoe wat 'n mens kan uitgaan nie. Informele nedersettings in laagliggende gebiede het veral erg deurgeloop met talle huise wat steeds onder water is. I have to wear gumboots. Even to go to my bed, I have to take the chair to go on top of my bed because the water is like that. I'm living like that every year. Die stad is tans besig om kragnetwerke te herstel en stormwaterstelsels skoon te maak. Die spanne is nog tans besig en sal besig wees vir die hele dag en seker môre ook om al daai kabels reg te maak. So ek wil net baie dankie sê vir die ander inwoners vir hulle geduldigheid solank as die spanne daaraan werk. Die ander groot moeilikheid is hierdie water wat so rond lê, spesifiek in informele nedersettings soos hierdie. Ons is hier in Siangena in Philippi. En die enigste manier om hierdie reg te kry is deur pompe te gebruik. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Nooddienswerkers in die Wes-Kaap werk onverpoos om gemeenskappe te help wat weens die onlangse storms in die provinsie geraak is. Verskeie gebiede naby Woester is tans ontoeganklik weens van die paaie wat gesluit is. Ons skakel nou regstreeks oor na ons verslaggewer in die Boland, Kobben August, en videojoernalis Nhlanhla Faso. Kobben, goeienaand en dankie vir jou tyd. Wat is die jongste dae van jou kant af? Ja, goeienaand Liesel en goeienaand aan al die kykers. Ja, die verwoesting wat hierdie storms die afgelope paar dae veroorsaak het, dit is grootskaalse verwoesting wat ons nou ervaar het reg oor die Wes-Kaap. En ons het vandag vanuit Kaapstad afgery hier na Woester toe, omdat die verskeie gebiede hier is in die area wat heeltemal afgesluit is en die noodhulp kon hulle nie bereik nie. En dis omdat daar verskeie paaie is wat nog toe is en dis weens hierdie erg weer wat ons ervaar het oor die afgelope paar dae. Toe ons hier aankom in Woester, toe praat ons met die adjunkt burgemeester en met hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers. En wat ons sover gehoor het is daar nou oor die afgelope paar uur of miskien oor die laaste dag is daar 3 mense wat nou hulle lewens verloor het toe hulle verdrink het op 'n plaas hier op Rosenville hier in die Boland naby Woester. So ons is nou hier en ons gaan van hier af nou na verskeie areas om nou met hierdie spanne te help te verleen en om hierdie mense nou hand by te sit. Maar ons het nou die adjunkt burgemeester van die Breede Vallei munisipaliteit, Juben van Willig, nou hier is wat ons miskien meer kan sê oor die huidige situasie. Juben, baie dankie vir jou tyd en ons verstaan is miskien 'n baie moeilike tyd vir julle. Sê vir ons minuut hoe lyk dinge nou hier op die grond?
Natuurlik is lewensverlies is affekteer dit 'n hele gemeenskap en namens Bredevallei munisipaliteit moet ek my simpatie verleen aan die familie wat hulle geliefdes verloor het as gevolg van die storm wat ons gehad het die afgelope 2 dae. Natuurlik laas Vrydag of laas week was ons munisipaliteit deur die provinsiale JOC in kennis gestel dat ons area geaffekteer gaan word deur die weer wat voorspel word, sterk wind en swaar neerslag. En ongelukkig, omdat daar 3 groot riviere deur die Bredevallei kom, was ons grootliks geaffekteer die hoeveelheid water wat Bredevallei ontvang het as gevolg van hierdie storm. En soos dinge nou staan, wat is van die areas nou hier in Bredevallei wat nog geprioritiseer sal word net in terme van verligging met daardie water wat nou oorvloei? Natuurlik bestaan Bredevallei uit 4 dorpe, Touwsrivier, De Dorings, Woester en Rosseville. In ons Woester area is Wellentemba, Ivan Park, Johnsons Park, Hex Park, Rodewal. Almal was geaffekteer deur die hoeveelheid water wat vanaf die Hexrivier gekom het toe die Hexrivier sy walle oorvloei het. En was ons gemeenskap totaal en al onder water. Juben, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd en ons wens jou alle sterkte toe vorentoe, maar ons weet jy is baie besig, so ons los maar daarvan nou alle voorspoed vorentoe. Baie dankie. Want dit was die adjunk burgemeester van die Bredevallei munisipaliteit, Juben van Willig, wat net vir ons daardie verslag gegee het oor die huidige situasie hier in Bredevallei. Terug studio toe. Baie dankie Corbin August, ons joernalis in die Boland en die videojoernalis in Nhlanhla Faso. In die Oos-Kaap het die onlangse swaar reën ook gemeenskappe in die Koukamma munisipaliteit van die buitewêreld afgesny nadat 'n brug op die R62 tussen Kareedou en Joubertina ineengestort het. Die landbougemeenskap is die ergste geraak. Vragmotors wat vrugte vervoer, moet nou van 'n langer alternatiewe roete gebruik maak. Sommige plase is oorstroom wat oesaktiwiteite aan bande lê. Die gure weer het 'n spoor van verwoesting gelaat. Die pad verbind die Langkloofgebied, bekend vir sy vrugteproduksie, met die hoofroetes vir verspreiding. Dit is nou gesluit na die swaar reën. Die munisipaliteit het ook infrastruktuurskade aangemeld wat kragonderbrekings veroorsaak en die gebied sonder 'n netwerkverbinding gelaat het. There is a community that is being isolated because the weather was so bad, we couldn't get choppers out because of the rain and the wind. We did reach out to province. They were busy organizing that, but at this stage there is a JOC meeting that we're supposed to be. We will be able to get an update as to how far that is. Die munisipaliteit moet nog bestek neem van die skade. Die R62 is steeds gesluit. 'n alternatiewe roete via George word tans gebruik om die Landkloofgebied te bereik. Action SA het 'n strafsaak teen president Cyril Ramaphosa by die Bella Bella polisiekantoor in Limpopo aanhange gemaak in verband met die Pala saak. Die party voer aan dat die bedrag wat in Februarie 2020 van die president se plaas gesteel is, meer is as die 10 miljoen rand wat Ramaphosa aan die parlement se onafhanklike paneel verklaar het. Die aanklag volg op verlede week se uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het. Die parlement het geweier om die artikel 89 paneelverslag te aanvaar en het versuim om die saak na die komitee te verwys wat moet beslis of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Action SA sê Ramaphosa moet vrae beantwoord oor die werklike bedrag wat van die plaas gesteel is. I think as a country we are battling with lawlessness and corruption, and we're never going to win that battle when our president himself is not going to subject himself to accountability. He has dodged accountability at every turn, and now the chickens have come home to roost in a parliament where he no longer has a majority that can protect him. Die Pinetown Landdroshof het die borgaansoek van die National Coloured Congress se Fadil Adams tot Vrydag uitgestel. Adams staar 5 aanklagte in die gesig, onder meer bedrog en regsverydeling. Adams het na bewering onderhoude met verdagtes in verskeie moordsake in die Westville gevangenis gevoer. Een van die verdagtes is tans in aanhouding in verband met die moord op die ANC Jeugliga se sekretaris-generaal Sindiso Magaqa. Landros Wendelin Robinson het die aansoek uitgestel nadat sy die staat en die verdediging se argumente aangehoor het.
Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die senior misdaad-intelligensiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan, glo gelag het oor gerugte dat die kokaine in 'n Scania vragmotor wat in Julie 2021 onderskep is, aan hom behoort het. Die kommissie fokus tans op beslaglegging van 'n kokainebesending in Aeroton in Johannesburg en die beamptes wat eers by die toneel opgedaag het. Hulle is daarna in hegtenis geneem vir beweerde dwelmhandel. Een van die beamptes wat aangekeer is, adjutant-offisier Steve Pakula, het in sy getuienis voor die kommissie 'n ander siening van Khan se beweerde rol in die operasie weergegee. Die kommissie het gefokus op die beweerde rol van generaal-majoor Khan wat by die toneel opgedaag het. Hy was deel van die span wat beamptes wat eers gereageer het op die voorval in hegtenis geneem het, omdat hulle na bewering besig was om 750 kg dwelms met 'n straatwaarde van bykans R300 miljoen te steel. Within minutes, Major General Khan indeed arrived. I approached him and introduced myself to him. He asked me if my commander was aware of my whereabouts and I said yes. He requested my commander's number and I gave him contact numbers of Colonel Sipungo. After a few minutes, he came back and said he got hold of my commander and he confirmed my version, but something does not add up. Pakula se getuienis oor sy inhegtenisneming saam met adjutant-offisier Marumau Magane en 'n senior verkeersbeampte Samuel Mashaba dui daarop dat die valke nie met goeie bedoelings by die dwelmklopjag opgedaag het nie. To be honest, commissioners, I think we were being managed. We were being people wanted to take over the crime scene, and the only way for them to take control of that crime scene was to get us arrested or intimidate us in that way. Because there are a lot of things that I can point out that are questionable. If they wanted to, honestly, if they were intending on investigating this case, I believe they could have done it better. Pakula het ook getuig dat terwyl hy uit was op borgtog, Khan hom wou sien. Hy het aanvanklik geweier, maar het uiteindelik in September 2021 met Khan vergader. Major General Khan asked me who the drugs belong to, and I told him that people say they belong to him, and he laughed. He told me that he could see that I was doing an honest job, and I requested if he could submit a statement as there was a disciplinary hearing against me for the same case. Volgens Pakula is Khan verlede jaar in 'n dissiplinêre verhoor vrygespreek op alle aanklagte oor sy beweerde rol in die dwelmklopjag. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy gaan sy Chinese amptgenoot Xi Jinping versoek om China oop te stel vir Amerikaanse nywerhede. Trump word vir die eerste Amerikaanse staatsbesoek in bykans 'n dekade aan China vergesel van sy seun Eric, as ook hoofde van maatskappye soos Boeing, Nvidia en Tesla. Die besoek is beplan vir Maart, maar is uitgestel weens die VSA en Israel se aanvalle op Iran. Die ekonomies ontwrigtende oorlog sal na verwagting besprekings tussen die leiers oorheers. China is die grootste koper van Iran se olie en Trump sal vermoedelik probeer om druk daaroor op Xi te plaas. Handel en Trump se tariewe gaan ook op die sakelys wees. Die VSA is toenemend ekonomies en geopolities geïsoleer onder Trump, terwyl China 145 lande se grootste handelsvernoot is. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly gerus by ons. Die polisie in Noordwes het toegeslaan op 'n dwelmvervaardigingsaanleg ter waarde van R250 miljoen op 'n klein hoewe in Swartruggens. Metamfetamien, ook bekend as tik, is op die hoewe vervaardig wat voorgestel is as 'n wildsplaas. 11 mense is in hegtenis geneem, waaronder 3 Suid-Afrikaners. Die meeste ander is Meksikaanse burgers. Die eienaar van die hoewe was nie teenwoordig toe die polisie toegeslaan het nie. It's one of the largest operations that we've uncovered in the province, and I don't know even in the country, in the capability of pushing out more than 250 million rands worth of crystal meth into the market. So it's a staggering amount of drugs to go out there, and we are very glad that we are able to dismantle this lab. In nog 'n gebou is 'n gerief aangetref vir die verfyning van gouddraande materiaal.
Behalwe vir die Meksikane en Suid-Afrikaners, was daar ook 'n paar Mosambiekse en Zimbabwese burgers. Last year, in the area of Zeerust, we have discovered a drug bust of around 32 million. At the center of it, it was undocumented Tanzanians. Again, here, we are in this farm 2 kilometers away from Swartragens. We are having Mexicans that investigation will ensue, but I can tell you that you are going to find that they are not documented. So the call is upon us to do something out of the ordinary to try and protect our community. Die verdagte sal na verwagting oormôre in die hof verskyn. President Cyril Ramaphosa het beleggers genooi om vennootskappe met die regering te vorm ter wille van die land se toekoms. Die president het beleggers by 'n beraad oor infrastruktuurbelegging in Kaapstad verseker dat Suid-Afrika se hervormingsagenda goed gevestig is en sal voortgaan ongeag toekomstige politieke leierskap. Ramaphosa sê hoewel die land tekens van groei toon, dit nog nie in die indiensnemingssyfers weerspieël word nie. We are firmly committed to sustaining a stable macroeconomic framework, understanding that it is essential for faster inclusive growth and job creation. Job creation is our principal challenge, as many South Africans are currently unemployed. So we focus on how we can create more jobs for South Africans. So infrastructure, therefore, becomes an important ingredient or enabler in that regard. And it is the flywheel, as I've often said, of generating more growth into the economy. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons is net hierna terug met die sportnuus, as ook die weer vir môre. Sien jou nou. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het wat hy noem 'n doelgerigte groep van 40 spelers aangekondig vir volgende week se beleidingskamp in Kaapstad. Ingesluit is 10 spelers wat nog nie vir die Springbokke uitgedraf het nie, maar wel al aan 'n oefenkamp deelgeneem het. Dit is egter Sibabawe Mahashe van die Leeu's en Zeketelo Siyaya van die Haie se eerste oefenkamp. Die Bulle se skrimskakel Embrose Papier, Franke Hon van die Leeu's, die Stormershakker Andre Hugo Venter en Henko van Wyk wat senter vir die Leeu's speel, is ook in die groep ingesluit. Erasmus sê die nuwe spelers sal blootgestel word aan die spanstruktuur en stelsels met die oog op ten minste die volgende 2 seisoene. Die oefenkamp sal Dinsdag tot Donderdag plaasvind. Die internasionale seisoen skop op 20 Junie in Kobega af, wanneer die Bokke met die Barbarians sal kragte meet. 3 tuiswedstryde teen Engeland, Skotland en Wales volg in Julie vir die nasionale kampioenskap. En ons moet groet, ons wens jou 'n lekker warm en veilige aand toe. Tot môre aan, totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Vandag bewolkte toestande met 'n 30% kans vir reën in Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in KwaZulu-Natal. Vir môreoggend miskolle langs die Plateaurand, dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die oostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat rowwesee toestande veroorsaak langs die Weskus, die Suidweskus en dan die Suidooskus. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir rowwesee toestande en sterk wind langs die kus
van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng mooi weer en sonnig, Pretoria maksimum van 23 en dan Carletonville en Johannesburg albei 'n maksimum van 21. Ons volgende provinsie is Limpopo. Messina het 'n maksimum van 27, Lephalale 'n minimum van 13 en Phalaborwa het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 26. Mpumalanga sonnig en koel, Skukuza minimum van 17, Mashishing 821 en dan sien ons Standerton het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 20. KwaZulu-Natal, Ulundi 14-18, Kokstad 'n minimum van 6 en dan Richards Bay en Durban albei 'n minimum van 17. Ons volgende provinsie is Oos-Kaap, koel en sonnig, Robert Sebokwe dorp 5-19, Willowmore minimum van 4 en Kwano Jolly het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap, Beaufort Wes 'n minimum van 7, Worcester 'n maksimum van 18 en dan Riversdale en Mossel Bay dan albei 'n maksimum van 19. In die Noord-Kaap Kroeman 520, Springbok 921 en dan Sutherland het 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 16. Vrystaat, koel en sonnig, Kroonstad en Botawil albei 'n maksimum van 21. Ons laaste provinsie is Noordwes, Ottosdal 821 en dan Vryburg en Schweizer-Reneke het dan albei 'n maksimum van 22. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.